Vriende, goeiemôre. Ek groet julle weer 'n slag hier van ons plaas, net buite Mosselbaai, hier in die winter van 2021. Het is my gebed dat die Here ons vanoggend regtig weer sal ontmoet, vanuit sy woord en ook ons saam wees. Kom ons raak stil voor die Here. Ek gaan vanoggend se gedeelte neem, stilword gedeelte, uit ook die boek Openbaring, uit die eerste hoofstuk. Moenie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Gemeente, die drie-enige God, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, groet julle vanoggend met die woorde: genade vir julle, en vrede. Kom, ons gaan vanoggend antwoord op die Here se groet, en dan sing ons die volgende lied tot eer van die Here. Vriende, ons gaan ons Bybels vanoggend oopmaak by Openbaring, se 19de hoofstuk, Openbaring 19, en ons gaan daar lees vanaf vers 5 tot en met vers 9, vers 5 tot 9, net die aantal verse van Openbaring se 19de hoofstuk. Kom, voordat ons dit doen, ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, wanneer ons die Bybel oopmaak by Openbaring, dan dink ons onmiddellik aan mense wat in hierdie fase van die geskiedenis baie swaar gekry het, weens vervolging. En Here, as ons aan ons eie tye dink ons nie noodwendig aan vervolging nie, daaraan ook in sekere lande, maar dink ons veral aan 'n
pandemie wat ons wêreld getref het. En Here, wil ons op ons knieë wees en vir U vra om ons onder hierdie omstandighede na buite wees en om ons te help. Here, ons het U so nodig. En dan is daar mense wat besig is om aan die frontlinies te werk in hierdie opsig. En ons wil, soos wat ons in die verlede reeds so baie vir hulle gebid het, wil ons vir U kom vra, dat U met alle mediese personeel sal wees. Dat U met mense sal wees wat familielede het, wat die siekte onderlede het. Hulle wat ook mense reeds aan die dood moes afgestaan het. Ons kom bid vir hulle, Here. En ons kom bid, Here, geef ons uitkoms. En Here, ons bid dit met 'n verwagting en ons bid dit omdat ons dit vir U mag vra. Here, dan wil ek ook vanoggend vir U kom vra, as ons U woord oop het, wil U met ons praat. Ons luister in Jesus naam. Amen. Vriende, Openbaring 19, vers 5, die opskrif daar sê, die bruilof van die lam. Toe daar 'n stem van die troon afgekom wat gesê het, loof ons God, al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Verder sê hy vir my, dit is die woorde van God en hulle is waar. Vriende, soos julle nou sou agterkom, die teks is uit Openbaring en ons is nog nie klaar met Openbaring nie, of ek moet eerder sê Openbaring is nog nie klaar met ons nie. Ons is steeds daar. Ek wil net 'n opmerking maak voordat ons begin wat dalk bietjie verwarrend kan wees, en dit is uit hierdie teks is dit so dat die gelowiges, ons as die Here se kinders, ons is terselfdertyd die persone wat uitgenooi is na die bruilof. Ons is die uitgenooides, maar ons is ook die bruid self. En dit kan ook mos nou nie anders nie. Ons gaan saam met die Here daar wees, maar ons is ook sy bruid, soos wat dit vir ons duidelik gemaak word in die Bybel. Die enigste iets, dink ek, wat ons hier hoef te verduidelik, daar is nou 'n klomp goed wat 'n mens binne die hele konteks aan sou wou aandag gee, maar ek dink miskien net dit wanneer ons begin. Nou vriende, julle sal onthou, so 'n paar Sondae gelede het ons stilgestaan by Openbaring 15 en 16. Dit was, ons teks het uit daai gedeelte uitgekom, maar eintlik uit 'n groter gedeelte, in die sin dat ons gekyk het na die 7 seels, wat aan ons al die inligting bekend maak, wat ons nodig het om verlos te word, gered te word. Dan het ons ook gekyk na die 7 trompette, wat vir ons die totaliteit van waarskuwing deurgee. En dan in hoofstuk 15-16 het ons vir mekaar gesê dat die 7 bakke van oordeel vir ons 'n tyd aandui waar dit eintlik vir 'n mens te laat geword het. Die genadewoord daaruit was, hierdie seels en trompette en bakke van oordeel
gee vir die van ons wat nou nog lees daarvan, die geleentheid om nog reg te maak, né? So vir ons is dit nog nie te laat nie, en dis waar God se genadige arms vir ons steeds oop is, en hy ons uitnooi om na hom toe te kom. Vriende, as ons nou vanoggend uit Openbaring 19 hierdie gedeelte gelees het, dan vorm dit deel van die eenheid Openbaring 17, 18 en hierdie gedeelte in hoofstuk 19. Dit vorm 'n eenheid saam. Maar, baie belangrik, is dat hierdie gedeelte van hoofstuk 17 af, ons vind daar 'n soort van 'n trantverandering in die boek Openbaring. Want tot en met hoofstuk 17, tot aan die einde van 16, is dit die seels, het ons gesê, en is dit die trompette, en is dit die bakke van oordeel, en is dit die vervolging waarvan daar gepraat word. Maar hier van hoofstuk 17 af, begin die hele situasie nou verander. En eintlik, hoofstuk 17 tot 22, hierdie laaste gedeelte van die boek Openbaring, kan ons eintlik sê, word die vreugdesvure nou aangesteek, né? Want nou begin daar verandering plaasvind. Dit praat nou oor die vreugde van die lewe en oor die blydskap waar die boek Openbaring tot op hierdie stadium baie gepraat het oor die oordeel en vervolging, begin daar nou 'n trantverandering plaasvind hier in hoofstuk 17. En dit is vir ons baie belangrik om dit te besef. En dan in die hart daarvan, van hierdie gedeelte, vind ons dan die bruilof van die lam. Nou vriende, ek wil julle aanmoedig, regtig, om hoofstuk 17 tot hoofstuk 22 op 'n stadium somme in een sitting te gaan deurlees. Dit gaan jou nie lank vat nie, maar jy gaan onmiddellik agterkom, in hierdie laaste gedeelte, lyk die boek Openbaring in 'n sekere sin anders. Want hoofstuk 17 tot 18 praat nou van, iemand noem dit die groot val, né? Die helde begin nou te val, want die stad Babylon, wat Rome voorstel, begin nou tot 'n val kom. Dis hoofstuk 17 tot 18. En dit sou die mense van Openbaring se tyd wat dit gelees het, sou dit met groot vreugde gevul het, né? Want dit was vir hulle die toonbeeld hier uit Rome uit van die vervolging. En alles wat daarop volg, nadat ons nou gelees het van die bruilofsmaal van die lam, ons lees van die Satan wat gebind word. Ons lees van die ruiter op die wit perd. Ons lees van die nuwe hemel en die nuwe aarde. Ons lees van die nuwe Jerusalem. En dan uiteindelik in hoofstuk 22 lees ons die laaste hoofstuk van Jesus se wederkoms. Dis alles taal wat hierdie mense met vreugde sou gevul het, wat gaan oor die lewe, die ewige lewe. Vriende, ek wil voordat ons by hierdie teks gaan stilstaan, en ek gaan die hele hoofstuk 17 tot 22 gebruik as dekor, as agtergrond vir ons teks. Maar ek wil begin vanoggend deur ons weer so 'n bietjie terug te vat 'n paar maande gelede, toe ons na die boek Openbaring gekyk het vanuit die perspektief van God se afspraak met Johannes op Patmos. Ons het mos nou al dikwels vir mekaar gesê, Johannes se evangelie skryf hy vanuit 'n ander hoek as die res van die evangelieskrywers, want Johannes het in die Grieks-gnostiese wêreld gelewe. Hy het saam met mense geleef wat anders gedink het as die Jode destyds, nee. Hulle het van ander begrippe gebruik gemaak, en daarom gebruik Johannes uit die aard van die saak ook ander begrippe. Johannes het dan byvoorbeeld in sy evangelie, het hy begrippe gebruik soos die ewige lewe. En dan het hy dit gevul met nuwe betekenis.
Vir Johannes was lewe en ewige lewe geweldig belangrik. Dit was so belangrik dat hy die hele doel van sy evangelie, sy skryf, daar rondom gebou het. Ek wil vir u lees in hoofstuk 20 vers 31, waar eintlik die doel van Johannes se skrywe met die evangelie na vore kom. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe, die ewige lewe kan hê. Johannes en die begrip ewige lewe deur sy hele evangelie. En ek dink een wat seker die bekendste vir ons is Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Nou vriende, die teks, een van die tekste wat in my lewe vir my seker die meeste beteken het. Dis een van 2 tekste in Johannes 10. Johannes 10 vers 10. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ag vriende, en dan die teks in dieselfde Johannes 10 wat ons wil toegooi met sekerheid. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Vriende, die hele konsep van ewige lewe vir Johannes deur sy evangelie belangrik. In sy briewe skryf Johannes, hoofstuk 5 vers 13, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. En dan vriende, is ons by Openbaring sy eerste hoofstuk. Ons het dit gebruik as ons fotum vir oggend. Moenie bang wees nie, word daar vir Johannes gesê, dis ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Nou vriende, as hy een persoon is wat dit moes hoor in daai stadium van sy lewe, dan was dit hierdie ou bejaarde man Johannes, maar meer nog, sy mense moes weet, die ewige lewe is hulle sin. Maar nou wil ek vir 'n oomblik net hê ons moet op dieselfde bladsy kom. Ons het die neiging om te dink oor ewige lewe as iets wat daar in die toekoms, nadat ek my kop neergelê het en die laaste asem uitgeblaas het, dan volg die ewige lewe. Dis nogal jammer dat ons so dink oor ewige lewe, want vriende, dit is nie hoe ons dit moet verstaan nie. En ons het by geleentheid met mekaar daaroor gepraat, dat indien ek Jesus deur sy genade in my lewe ontvang het, toe ek 12 jaar oud was, dan het die ewige lewe vir my begin op 12-jarige ouderdom. Nie wanneer hierdie 12-jarige persoon eendag sy kop in die dood gaan neerlê nie, op daai punt begin ewige lewe. As dit nou was op 24 of op 50, op daai punt, wanneer Jesus in ontvangs geneem is in my lewe, wanneer my lewe kom vernuwe het, oorgeneem het, daar begin ewige lewe. Vriende, as ons nie so daaroor dink nie, dan kan ons 'n sekere deel van die lewe nou reeds hier mis. En dit gaan oor 'n sekere bewussyn, om te weet, ek het dit, gaan dit eendag moontlik ontvang, en dis hoekom Johannes, dit sê daar in 1 Johannes 5,
vers 13, julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in Jesus Christus glo. En broers en susters, die mense van Johannes se tyd en Openbaring moes dit hoor. Hulle moes dit weet. Want dit wat hulle elke dag in die gesig gestaar het, die dood, dat hulle sal weet, ek kan maar nou hier op hierdie punt voluit lewe vir my Here. Ek kan maar voluit vir hom getuig. Al moet ek deur die dood gaan. Ek het nou reeds die ewige lewe. Dit was ontsettend belangrik, dat Johannes dit hoor en dit vir sy mense sê. Nou vriende, wat ek nou wil doen, is ek wil uit hierdie hele eenheid van hoofstuk 17 tot hoofstuk 22, en ek gaan nie lank wees nie, wil ek vir julle 'n paar kontraste, teenstellings skets van hoe God hierdie lewe en ewige lewe vir ons uitspel deur Johannes en hoe hy dit vir ons wil gee. Kontraste, enkeles daarvan. Ons vind in hierdie laaste gedeelte 'n kontras tussen Babylon, 'n stad wat Rome voorstel, en in teenstelling daarmee die nuwe Jerusalem, twee stede. Vriende, as die mense van Johannes se tyd in hoofstuk 17 en 18 sou lees, dat die stad wat vir hulle die toonbeeld van vervolging was, tot 'n val kom, sou het hulle met die grootste vreugde gevul het. Want dit was die toonbeeld van vervolging vir die eerste Christene. En wat ons lees is dat die seemanne kla, die konings huil, die sakemanne huil, die strukture, die aardse strukture wat mag bepaal het, politici en die sakereuse, rand en sent, dollars wat bepaal het, kom tot 'n val. Hierdie aardse strukture in hierdie stad, laat die stad uiteindelik soos 'n kaartehuis in mekaar tuimel. Babylon, die toonbeeld van vervolging, kom tot 'n val. En vriende, dan, teenoor die val en hierdie sedelose stad Babylon, wat in 17 en 18 vir ons beskryf word, staan daar teenoor dit die nuwe Jerusalem. Nou toe ek 'n kind was, het my ma altyd vir ons vertel van hoe Jesus gaan kom en hy ons almal in hierdie wolk gaan inlaai en dan gaan ons met hierdie wolk saam met Jesus na die mees fantastiese plek wat daar is, gaan ons saam met hom na hierdie plek toe. Gaan hy ons vervoer, gaan hy ons saamneem met hom soontoe. En sy het later uit woorde uitgehardloop om aan ons hierdie wonderlike plek te beskryf, net soos Johannes. Hierdie stad met sy goue strate, sy glinsterende liggies. Ons het so uitgesien daarna. En vriende, was ek nou teleurgesteld in dominees toe hulle uiteindelik sê, maar dit gaan nou nie letterlik so plaasvind nie. Dit is simboliek wat vir ons wil verduidelik wat uiteindelik gaan gebeur. Want ek het so uitgesien na hierdie trippie met die wolk en na hierdie asemrowende plek waarheen ons gaan, dat ek baie teleurgesteld was. Maar wonderlik, toe mense uiteindelik kon besef dat eintlik Johannes en eintlik my ma nie genoeg woorde gehad het om die wonder daarvan te beskryf het nie. Dit gaan nog 10, 100.000 maal wonderliker wees as wat hulle dit aan ons probeer beskryf het. Vriende, die nuwe stad Jerusalem, die teken van lewe en ewige lewe,
vir kinders van die Here. En weet jy, daar sou so 'n bietjie van 'n skok vir Johannes gewag het, want daar word vir hom gesê, hierdie stad gaan nie 'n tempel hê nie. En dit was vir die mense van destyds die toonbeeld van God se teenwoordigheid. Nie 'n tempel nie, hoekom nie? Want God self gaan daar teenwoordig wees. God self, die tempel, God self die teenwoordigheid. En wat dit eintlik maar vir ons wil sê, as jy nou kan dink aan enige vorm van ekstase in hierdie ou wêreld van ons, iets wat vir jou, of 'n plek wat vir jou die wonderlikste op hierdie aarde is, wil dit maar net vir ons sê, dat dit wat ek dink vir my vreugde gee, of wat vir my blydskap, en wat vir my net die wonder van die lewe uitspel, God gaan 10, 100, 1000 maal weer dit vir ons gee. Ewigdurende, wonderlike vrede en vreugde. Volmaakte, perfekte shalom gaan ons hê in ons binneste, om net in die teenwoordigheid van God altyd te wees. Ons eerste teenstelling, hierdie twee stede. Vriende, die tweede een het te maak met die ou en die nuwe. Die eerste aarde en eerste hemel en die nuwe hemel en die nuwe aarde. Die ou wat staan in die teken van sonde, lyding, swaar kry. En dan kom die nuwe hemel en die nuwe aarde en die eerste hemel en eerste aarde word vervang. Neem die plek in van die ou aarde, eerste aarde en die eerste hemel. Die nuwe hemel en die nuwe aarde. Vriende, die wonder daarvan is, miskien moes die uitdrukking, hemel op aarde. Die nuwe hemel en die nuwe aarde word in die nuwe Jerusalem nou een. Letterlik hemel op aarde. Alles wat hier beskryf word, wil vir die mense van Openbaring se tyd en vir ons iets beskryf van die wonder van die ewige lewe saam met God wat vir ons reeds begin het. Natuurlik gaan dit anders word uiteindelik wanneer al die trane afgedroog is en al die lyding verby is, maar die nuwe hemel en die nuwe aarde, letterlik hemel op aarde. Fantasties. Ek gaan vinnig wees. Ons het in Openbaring 12 tot 14 gelees van die Satan en sy magte. En ons ken ook mos nou die uitdrukking, nee. Die duiwel is los. Op 'n stadium is die duiwel los onder mense. En hy laat die kinders van die Here geweldig swaar kry. Wat 'n vreugde sou dit nie die mense van Openbaring se tyd mee gevul het. As ons lees in hierdie laaste tekste, hy en sy trawante is vir ewig gebind in 'n poel van vuur gewerp. Nooit weer sal hy die kinders van God kan plaan. Sal hy mense kan opstook om hulle te vervolg, vervolging wat uiteindelik gelei het tot die dood. Die Satan los. Maar in ons laaste gedeelte 17 tot 22, die Satan vir ewig gebind. Die ewige lewe gegee aan God se kinders. Satan gebind. Vriende, ek begin klaarmaak. Daar word vir ons gesê in hierdie gedeelte wat ons as eenheid gebruik vir oggend, word daar vir ons gesê in Openbaring hoofstuk 18 vers 23. Die stemme van bruid en bruidegom sal nooit weer in jou gehoor word nie, Babylon.
Die slegste wat 'n stad destyds kon tref, is dat die fees van die huwelik, dat die bruilof nooit weer in 'n stad sou plaasvind nie, want dit het eintlik sy einde beteken nie. Twee mense wat in die huwelik bevestig word, het gestaan in die teken van nuwe lewe. Daar sou kinders uit huwelike gebore word. Nuwe lewe was deel van die vestiging van 'n huwelik, was die toonbeeld daarvan. Nooit weer sou dit in Babylon plaasvind nie, want Babylon se einde het aangebreek. Die groot hartseer, nooit weer huweliksvreugde nie. En vriende, dan in ons teks vanoggend, die bruilofsmaal van die lam. Ek wonder of ons regtig besef wat God gedoen het, toe hy die huwelik as metafoor gebruik het, om sy verhouding met die mens uit te spel. Dit gebeur dwars deur die Bybel. As God in die Ou Testament in Esegiel 16 sê, dat sy verhouding met Israel die van 'n huwelik is, 'n huweliksverhouding, die intimiteit daarvan, dan sê God ook, dat binne die konteks van die huwelik die grootste pyn plaasvind, wanneer huweliksontrouw plaasvind. Vriende, die hele boek Hosea spel dit vir ons uit, wat het aan God se hart gedoen het, toe Israel, sy mense, ontrou geraak het aan hom, en agter ander afgode aangehardloop het. En nou kom Johannes, in die opdrag van God, en in die hart van hoofstuk 17 tot 22, kom beskryf hy die bruilofsmaal van die lam. Kom beskryf hy hierdie mees intieme verhouding, wat daar tussen mense kom plaasvind, maar God kom nou in, en hy kom verbind ons aan hom aan ons, in hierdie mees intieme van verhoudinge. God kom spel dit uit, deur middel van die feit dat hy vir ons die ewige lewe kom gee. Hy kom gee vir ons die hemel. Vriende, die beste beskrywing wat 'n mens seker van hemel in die Bybel kry, vind ons in hoofstuk 21 vers 3. Kyk, die woonplek van God is nou by mense. Vriende, mag die feit dat ek en jy die ewige lewe nie eendag gaan kry nie, die feit dat ons die ewige lewe het, dat ons in hierdie intieme verbintenis met God is, mag die Here gee, dat ons nou in koninkrykstyd dit gaan lewe. Vir die mense rondom ons gaan wys, ons het die ewige lewe, en ons lewe die feit, dat ons die ewige lewe het. Mag die Here ons daarmee help in sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ek die lewe mag hê, dat ons die lewe mag hê. En dankie Here dat ons in hierdie intiemste van verhoudinge, wat ons as mense ken, dat ons op hierdie wyse aan U verbind mag wees, in 'n huweliksverbintenis, die bruilofsmaal van die lam met sy bruid. Dankie daarvoor, Here, help ons om dit te lewe in U naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met 'n lied, hierdie laaste lied. Kom ons sing dit tot eer van sy naam. Ek sien 'n nuwe
vanaf kom by ons bly. Die nuwe stad, Jerusalem, daar uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. Hier droeg al die trane af, verby is droeve dood. Ja, pyn en smart wyk uit die hart, ons moeite, angs en nood. Ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat ons het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is vir God verkom. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.